Goeienaand broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en dan sing ons vanaand saam Psalm 23, daarvan die eerste vers. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing, Skrifberuiming 12:3, daarvan vers 1 en vers 2, waarin ons saam bely dat God is die bron van alles wat goed is in ons lewens. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, almagtige God, U die skepper van alle dinge, U die onderhouer van alle dinge, wil ons vanaand loof en prys. Wil U in besonder loof en prys, omdat U ook die onderhouer van ons lewens is. Dat ons vanaand dit kan saam bely, saam kan sing dat ons is U kudde, ons is U skape, ons word deur U hand versorg. Daarom vra ons dat ons
deur u genade alles sal ontvang wat ons nodig het om 'n vol lewe te kan lei. 'n Lewe wat strek tot die eer en die verheerliking van u heilige naam. Daarom bid ons dat u ook ons siele vanaand sal voed met die brood van die ewige lewe, ja, met u woord self. Ons vra dit want ons erken en bely ook ons eie sondigheid. Ons weet dat sonder u genade en u sorg ons heeltemal verlore is. Ons kan alleen na u toe kom in en deur ons Here Jesus Christus wat vir ons sondeskuld ook betaal het en ons ook as sy eiendom gekoop het met sy kosbare bloed. En daarom wil ons ook vra dat u hierdie gebed in sy naam sal verhoor. Amen. Ons gaan vanaand, broeders en susters, luister na 'n gedeelte uit Prediker hoofstuk 5 en hoofstuk 6. Hoofstuk 5 vers 9. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Ook hier kom dit tot niks. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. Al wat die eienaar daaraan het, is om dit te aanskou. Die slaap van die arbeider is soet, of hy min eet of baie, maar die oorvloed van die ryke laat hom onrustig slaap. Ek het in hierdie wêreld 'n bitter swaar ding gesien, dat 'n man rykdom opgaar en dit vir hom elende bring. Hy doen verkeerd sake en verloor die rykdom. Hy het intussen die vader van 'n seun geword en die kry dan niks nie. Self gaan hy kaal uit die wêreld uit soos hy daarin gekom het. Hy kan niks met hom saamneem vir al sy inspanning nie. Ook dit is 'n bitter swaar ding. Presies soos hy gekom het, so gaan hy. Wat help dit dat hy hom verwind afgesloof het? Hy sluit die res van sy lewe in die donker, in smart, elende en bitterheid. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dis aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg van hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. Ek het in hierdie wêreld elende gesien wat swaar druk op 'n mens. God gee aan iemand rykdom, besittings en eer, en so iemand kom niks kort van wat hy begeer nie. Maar God laat hom nie daarvan geniet nie, en iemand anders gebruik dit. Ook hier kom dit tot niks. Dit is bitter swaar. 'n Man kan 100 kinders hê en 'n baie lang lewe, maar hoe oud hy ook al word, as hy nie in die goeie dinge kan geniet nie en nie eens in die graf begrawe word nie, is 'n doodgebore baba beter daaraan toe as hy. 'n Doodgebore baba kom tot niks. Dit sien nooit die lig nie en kry nie eens 'n naam nie. Dit sien nie die son nie en dit weet niks nie. Tog is dit beter daaraan toe as iemand wat nie die goeie van die lewe kan geniet nie. Al leef hy 2 maal 1000 jaar, albei gaan na dieselfde plek toe. Die mens loof hom af vir kos, maar sy honger word nooit stil nie. Watter voordeel het die man met die wysheid bo die dwaas? Wat help dit die arme om te weet hoe hy hom moet gedra? Wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Ook hier kom dit tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Dit dan vanaand, broeders en susters, ons teksgedeelte, en ons sing vanaand saam uit Psalm 112.
daarvan vers 1, 2 en 3, waarin daar staan, welsalig is die man wat God van harte vrees, welsalig hy wat in sy wet 'n welgevalle het. Terwille van die kinders welsalig, dit beteken volkome gelukkig is die man wat God van harte vrees en wat in God se wet 'n welgevalle het, wat vreugde vind in God se wet. En dan vertel hy in die volgende 2 verse ook vir ons hoekom en hoe word so 'n persoon geseën. Kom ons staan en ons sing vers 1, 2 en 3, waarna ons sitplekke kan inneem. Dit is so, broeders en susters, ons kernverse vir vanaand vind ons in hoofstuk 5 se laaste 2 verse, hier vanaf vers 18, waar die prediker skryf, God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dis 'n gawe van God. So mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur, so vol is hy van die blydskap wat God hom gee. 'n Mens kan dit amper nie dink dat hierdie woorde kom uit die mond van die prediker, wat ons almal baie goed ken. Daardie bekende slagspreuke wat ons vanaand ook hoor by die prediker. Om die waarheid te sê, as jy die boek deurlees 22 keer, staan daar in die boek, alles kom tot niks. En dan telke male daarmee saam 'n opmerking, dit is 'n gejaag na wind. Dus kom ek sê, mens kan amper nie dink dat die woorde van ons kernverse van so vol is hy van die blydskap wat God gee, uit die mond van dieselfde man kom nie. Maar dis juis hier waar ons die fout maak met die boek Prediker en ook die fout maak in ons eie lewe wanneer ons, kom ons stel dit maar so, die negatiewe en die positiewe gedurig teenoor mekaar probeer afspeel. Wanneer ons dit doen, dan gaan die boodskap van Prediker eintlik verlore. As jy die Prediker reg wil verstaan, dan moet jy insien dat hy besig is om na die strewe van die mensdom te kyk. Watter strewe? Die strewe, die soeke na ware geluk. En dan sien hy eintlik net raak dat enige mens se strewe sonder God is nutteloos. Want, kom ons sê dit so, in wêreldse wysheid en in wêreldse dinge, kan 'n mens nie geluk of vrede vind nie. Ja, die Prediker gaan sit en hy ondersoek alles in die lewe. Hy gaan kyk na mense, hy gaan kyk na dit wat met hulle gebeur, en dan sien hy raak een van die begeertes wat mense het, is om ryk te wees. Is om hulle self te verryk, aardse besittings te hê. Hoekom? Want hulle dink, daardie besittings gaan hulle gelukkig maak.
Maar lees 'n mens hier deur hoofstuk 5 en 6, dan sien mens dinge soos kennis en dinge soos rykdom of baie kinders, as jy dit ook wil bystel, is eintlik nutteloos as jy God nie erken en bely as die gewer daarvan nie. As ons aardse lewe en ons aardse besittings wil geniet, moet ons tot die besef kom dat alles wat ons het, is 'n gawe uit God se hand. Ons rykdom is 'n gawe uit die hand van ons hemelse Vader. Dis hoekom die prediker sê, gaan kyk maar na die mens vir wie geld alles is. Hoor hoe mooi sê hy dat die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Daar's eintlik geen vervulling vir 'n gierige mens nie, sê hy. Die soeke bly altyd daar. Die tevredenheid by God bly altyd uit. En aan daardie strewe om vervulling te vind en gelukkig te wees, kom daar nooit 'n einde nie. Want dit gee nie bevrediging nie. Ook dit, sê hy, is 'n gejaag na wind. Eintlik merk hy spottend op dat die mens wat sy rykdom wil gebruik om vervulling te vind, presies die teenoorgestelde gebeur met so 'n mens. Want daardie ryk man, as mens hom so wil noem, vir wie geld alles is, sê die prediker, moet sit en kyk hoe ander mense dit geniet. So kom hy sê, die eters word net meer en meer. Op die ou einde kyk hy hoe ander dit verteer. En nog erger, in sy eie oorversadigheid en sy eie baldadigheid en oorvloed, as die ander mense in die aand gaan lê en slaap, dan lê hy wakker en hy bekommer hom oor die dag van môre. Heeltemal in teenstelling met, kom ons noem dit maar die arbeider, die man wat vir sy daagse brood gaan werk en in die aand moeg en seer in die bed klim, wat sommer van self aan die slaap val. Is daar hierdie ryk man wat wakker lê oor sy besittings, want vir hom is geld alles. En hy bewaar sy rykdom, sê die prediker, tot sy eie ellende. Die ou vertaling praat van tot sy eie ongeluk. Want sy hele lewe lank is hy in 'n, kom ons noem dit maar 'n sombere en 'n wrevelrige gemoedstoestand, met baie ergernis en baie probleme as sake nie uitwerk soos hy gedink het dit moet nie. En die ergste ding wat hom met hom kan gebeur, is dat hy sy rykdom verloor. En ja, die prediker sê dit, daardie lot tref almal. Dis hoekom hy hier in hoofstuk 5 vir ons die prentjie skets en in hoofstuk 6 dit nog verder skets en nog donkerder maak. Want selfs al verloor hy nie al sy aardse skatte nie, sê hy, ander mense sal die dag as hy sterf die genot daarvan pluk. Dit bly die skadukant van rykdom in hierdie wêreld. Dit bly 'n bitter swaar ding om te sien. Jy kan ryk wees in alles wat jou hart begeer, maar as jy dit nie geniet nie, as jy nie vreugde put uit dit wat jy het nie, is dit maar te vergeefs. En so was dit ook met hierdie man van ons, wie ons hoor in hoofstuk 6, die voorbeeld wat hy vertel van iemand wat baie ryk is, in alles, in kinders, in geld, in lewensjare. Maar sê die prediker, 'n doodgebore baba sal beter as die man wees. Want 'n doodgebore baba het meer rus as hierdie man gehad. Al het hy baie kinders, 100 kinders, sê die prediker, die grootste rykdom vir enige Jood, sy hele span kinders. Al is sy lewe langer, 2 keer langer as die van Methuselah. Aan die einde van elke lewe wag die dood. En dan vra hy die vraag, wat's die sin van al hierdie rykdom en oorvloed, as die man dit nie eers kon geniet het, toe hy dit gehad het nie?
As hy onbevredig bly, en die ergste van alles is nie eers 'n begrafnis kry nie. Ja, die lewensideaal vir alle mense moet wees om die lewe te geniet. Maar die fout wat ons maak, is om die vreugde op die verkeerde plek te gaan soek. Want die vreugde van die lewe lê nie in rykdom nie, maar in die genot wat jy put uit dit wat jy het. As jy nie genot daaruit put nie, dan mis jy die doel daarvan. En so lewe ontaard dan op die ou einde na hierdie gejaag na wind. Want die begeerte na geluk en vrede word nie bevredig nie. Dis die, kom ons noem dit maar die slegte kant wat die prediker gesien het. Maar God dank broers en susters, hy sien nie net hierdie sombere prentjie nie. Hy sien ook iets anders raak en iets wat goed is, sê hy. En ons kan maar eintlik sê, hy sien eintlik iemand raak wat werklik ryk is. Wie's die? Die mens vir wie God alles is. En dis ons volgende punt, die mens vir wie God alles is. Die een vir wie dit aangenaam is om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg van die wêreld. Ja, daar's 'n ooreenkoms tussen die eerste man vir wie geld alles is en hierdie man. Sien die ooreenkoms maar raak. Die geswoeg van die wêreld is deel van die lewe. Jy gaan nie daarby verbykom nie. Moeitevolle arbeid is deel van die lewe. Trouwens, Paulus sluit ook hierby aan as hy sê in Tessalonisense, as iemand nie wil werk nie, kan hy ook nie eet nie. Maar die verskil lê daarin dat 'n mens wat sy lewe en besittings geniet, omdat hy weet dit is 'n geskenk van God is. Hy vind werklike vreugde, hy vind ware geluk. En mens kan sê hierin lê die kruks van die saak. Om werklik gelukkig te wees, is eintlik 'n gawe wat God vir ons gegee het. Dis nie iets wat jy vir jouself kan koop of vir jouself met slimheid kan uitredeneer nie. En prediker erken, hy erken God en hy erken God se bestuur oor alle dinge, ook oor die vreugde van die lewe. En dan wys hy dit gaan nie oor hoeveel 'n mens het nie, maar of jy weet waar jy dit gekry het. En as 'n mens hierdie vraag kan antwoord, dan het jy al ver gevorder op die pad na ware geluk. Want iemand wat weet dat God die gewer is van alle goeie dinge, ook van jou aardse rykdom, soek nie sy geluk in daardie rykdom nie, maar soek sy geluk by die gewer daarvan. En dis juis hier waar ons moet waak, broers en susters, om ligkastele vir mense te gaan staan en bou. En wat bedoel ek daarmee om vir mense in die eerste plek te probeer sê, maar aardse rykdom is iets slegs en dis nie iets wat ons moet hê nie. Nee, prediker sien iets raak in wat ons baie maklik in ons oordrewe, kom ons noem dit maar vergeesteliking van ons lewe en ons godsdiens buite rekening raak. Wat sien hy raak? Hy sien dat ook ons aardse welvaart, al die goeders wat ons het, ons besittings, ons mense rondom ons lewensjare, al daardie goed is gawes van God. En dit maak nie saak hoe baie of hoe min ons van God af ontvang het nie, ons moet vreugde daaruit put, in die wete, dit kom uit sy hand uit. Ons moet tot die besef gebring word dat wat ons het, is baie beter as dit wat ons begeer. Dit wat jy vandag het, is beter as wat jy begeer. 'n nederige huis is beter as 'n ligkasteel. 'n ou skedonk motortjie is beter as 'n groot mooi kar wat jy in elk geval nie kan bekostig nie. 'n skewe sny brood is beter om te eet as al daai resepte in die resepteboek. Hoekom? Baie eenvoudig, want jy het dit. God het dit vir jou gegee. Dit wat jy het,
is beter as dit wat jy wil hê. Is beter as wat jy begeer. Hoor hoe mooi sê die Hebreërskrywer dit nie ook vir ons. Hy sluit eintlik aan daarby. Ons kan dit saam lees. Hebreërs 13 vers 5 en 6. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Of soos Dawid dit daar in Psalm 23 vir ons saamgevat het, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Sien daardie hegte geloofsgemeenskap met God. Dis waar ons vrede kry. Dis waar ons ware geluk vind. Wanneer ons ook tot die besef gebring word, al ons eie pogings om geluk te verwerf, is eintlik 'n gejaag na wind. Ons is van God se genade afhanklik. En dan moet ons onthou, wanneer ons oor God se genade praat, dan moet ons oor Jesus Christus praat. Dan moet ons oor die Heilige Gees praat. God wat sy eniggebore seun vir ons gegee het. God wat die Heilige Gees in ons harte uitgestort het om vir ons werklike vreugde te gee. Selfs wanneer ons onder die gesoek van die wêreld leef. Selfs wanneer ons deur donker dieptes hoef gaan, soos Dawid dit in Psalm 23 noem. Daardie wete van ek behoort aan God, ek behoort aan Jesus Christus, die Heilige Gees is in my, en ek kan al my sorge aan hom oorlaat. En so sê die prediker dit vir ons in vers 19. So 'n mens wat lewe in afhanklikheid van God se genade, so 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God hom gee. Sien dis broers en susters, om die lewe werklik te kan geniet, is 'n gawe van God. En 'n mens het dit nie in sy mag om dit self te vind nie. As God ons die ware blydskap in ons Here Jesus Christus skenk, dan moet ons ook besef, daar's nie plek in ons lewe vir swartgalligheid nie. Ons hoef nie agter die wind aan te jaag nie. Want God laat ons besig wees met die vreugde van die lewe. Ook wat aardse dinge betref. As God dit gee, moet ons daarin vreugde vind. Dankbare vreugde vir God se genade aan ons. Kom ons sluit af, hoe dankbaar is ons, geliefde gemeente? Watter ingesteldheid het ons teenoor die aardse besittings wat ons het? Geniet ons dit wat ons het? Want, kom ons kyk elkeen na ons eie lewe. Dink aan al die aardse besittings wat ons het, die kos, die klere, die bed waarin ons slaap. Dink 'n bietjie aan ons rykdom in familie en vriende en ons rykdom in mekaar. Dink 'n bietjie aan die mooi gawe van lewensjare waarmee baie van ons geseën is. En kom ons geniet dit in die wete dat dit is 'n gawe van God. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God. Dankie dat ons mag weet dat die hele aarde en alles wat daarop is, behoort aan U.
Ja, U tel en roep selfs die laaste ster. Want U sorg vir alles. Daarom dank ons U vanaand ook vir U sorg in ons lewens. Ons dank U vir die rykdom waarmee U elkeen van ons seën. Maar bo alles dank ons U dat ons dit ook kan geniet, dat ons dit ook met blydskap kan gebruik, in die wete dat alles wat ons is, alles wat ons het, is gawes uit U hand. Daarom vra ons dat U ook deur die Heilige Gees ons harte en ons gedagtes ook so sal rig, dat ons elke dag dankbaar sal wees vir wat ons het, in die wete dit is beter as dit wat ons begeer. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet ons kan dit alleen van U vra, in die naam van ons Koning en ons Verlosser, ons goeie herder, Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Wie deur Gods vrees bewoë trou op die weg wil gaan, die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet. Kom ons staan en ons sing Psalm 128, daarvan die eerste vers. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.